Hallo almal, in hierdie video bespreek ek tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor meetkunde. Ons gaan die 4 voorbeelde hieronder bespreek. Hier vind jy nou jou 2 gereedskapskussies of wiskunde toolboxe met al jou gereedskap, al jou reëls om die vrae te kan beantwoord. Vraag 1. O is die middelpunt van die sirkel en C1 is gelyk aan hoek C2 is gelyk aan 90 grade. Met ander woorde, dis 2 regte hoeke. Ons moet bewys dat sy AC gelyk is aan sy CB. Nou wat jy het, is jy het 'n sirkel. En die feit dat daar 'n sirkel is, beteken daar is weggesteek dat OA en OB is eintlik 2 radiusse. En dis eintlik wat nou so moeilik is in hierdie som. En dan kan ons nou net daardie 2 driehoeke kongruent bewys en dan gaan ons kry as gevolg van die kongruensie is AC gelyk aan CB. So jy moet die reëls vir kongruensie of die voorwaardes vir kongruensie goed ken. So wat ons doen is ons sê, in driehoek AOC en driehoek OCB kry ons dat sy OC is gelyk aan sy OC. Nou kom ons kyk gou wat gebeur by sy OC. Kan jy sien, dis dieselfde sy. So mens skryf, dis die gemeenskaplike sy. Dan kan jy sê dat hoek C1 is gelyk aan hoek C2 en dit is vir jou gegee. En ek het mos nou vir jou gesê, omdat ons te doen het met 'n sirkel en 'n middelpunt, weet ons dat OA is gelyk aan OB en hulle is dan eintlik die 2 radiusse van daardie sirkel. Daarom kan jy sê dat driehoek AOC is kongruent aan driehoek OCB en ons rede, skuin sy 90 grade hoek en sy. En onthou, die oorspronklike vraag was bewys dat AC gelyk is aan CB. Nou, as gevolg van die kongruensie, beteken dit dat daardie 2 driehoeke is presies 100% dieselfde. Daarom kan jy sê, sy AC is gelyk aan sy B en jou rede, dis as gevolg van kongruensie. Vraag 2. Gegee driehoek ABC en driehoek DEF. Vraag 2.1. Bereken die grootte van hoek C en hoek D. Nou goed, hoek C woon in die klein driehoekie en ons het 'n stelling wat sê die binnehoeke van 'n driehoek is supplementêr of 180 grade, saam 180 grade. En dis wat ons gaan gebruik. Daarom kan ons sê, hoek C plus hoek B wat 35 is, plus hoek A wat 85 is 180 grade. En ons rede, hoeke van 'n driehoek is supplementêr, maar jy kan net die afkorting gebruik, hoeke van driehoek. En dan kan jy sê, 35 plus 85 is 120 en ons los vir C op. C is 180 minus 120 en C is 60 grade. Dan, as ons vir hoek D wil uitwerk, dan kan ons sê, hoek D, daar's hy nou, hoek D plus 35 grade plus 60 grade is 180. En weer eens is ons rede die hoeke van 'n driehoek. En dan kan ons sê, 35 plus 60 is 95 en ons los vir D op. 180 minus 95, dus is D se grootte 85 grade. Ons is nou nog steeds besig met vraag 2 en in die vorige vraag het ons bereken dat hoek C se grootte was 60 grade en hoek D se grootte was 85. Nou vraag 2.2 hier regsbo, wys dat driehoek ABC gelykvormig is aan driehoek DEF.
En om twee driehoeke gelykvormig te bewys, moet 'n mens drie hoeke gelyk bewys. Daarom kan ons sê, in driehoek ABC en driehoek DEF is hoek A gelyk aan hoek D, albei is 85 grade. Hoek B is gelyk aan hoek E, albei is 35 grade. En hoek C is gelyk aan hoek F, albei is 60 grade. Dus driehoek ABC is gelykvormig aan driehoek DEF en ons rede hoek, hoek, hoek. Vraag 2.3 hier aan die linkerkant vra, bereken die lengte van sy AB. Nou, om by daardie sy se lengte uit te kom, dit is hoekom ons die twee driehoeke gelykvormig bewys het, sodat ons die verhoudings kan skryf, sodat ons die sye se lengtes kan bereken. Daarom kan ons gaan en sê, driehoek ABC is gelykvormig aan driehoek DEF, ons het dit nou net bewys. En nou kan ons gaan en sê, die verhouding AB op DE is gelyk aan die verhouding BC op EF is gelyk aan die verhouding AC op DF. En die rede hoekom ons dit kan sê, is omdat die twee driehoeke gelykvormig is. Nou ja, AB is wat ons wil bereken en DE is 6,5. En dan kan ons eintlik net gaan en met hierdie gedeelte werk, want ons het BC se lengte. So hierdie is by for now. Daarom kan ons gaan en sê BC op EF. BC is 3 en EF is 7,5. Nou vermenigvuldig ons oor kruis en ons sê AB gaan wees 6,5 maal die 3 op 7,5. Dus is AB se lengte 2,6. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy is ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Vraag 3 sê, in die diagram is sy AB gelyk aan sy DC en dit is aangedui met die streepies op die sye. En AB is ewewydig aan DC. Bewys dat driehoek ABC is kongruent aan driehoek CDA. Nou goed, kom ons kyk. Ons begin deur te sê in driehoek ABC en driehoek ACD. Ons het dat sy AB is gelyk aan DC. Dit is vir ons gegee. Verder kan ons sê dat hoek A2 is gelyk aan hoek C2. En hoekom kan ons dit sê? Omdat daar ewewydige lyne is, vorm daardie twee hoeke verwisselende binnehoeke. Dus is ons rede verwisselende hoeke gelyk, want AB is ewewydig aan DC. En dan laastens kan jy sien dat sy AC, hy's blou, hy is die gemeenskaplike sy. So jy kan sê AC is gelyk aan AC en jou rede gemeenskaplike sy. Dus is driehoek ABC kongruent aan driehoek ACD en ons rede, sy ingeslote hoek sy. Vraag 4 sê nou, wys dat driehoek ABC is gelykvormig aan driehoek EDC. Nou onthou jy, daar's twee maniere hoe 'n mens 'n driehoek gelykvormig kan bewys. Eerstens deur die hoeke gelyk te bewys en die tweede metode is om te bewys dat die sye in dieselfde verhouding is. Nou hier is daar niks van hoeke genoem nie, dis net sye. So nou moet jy dit probeer. Nou goed,
In driehoek ABC en driehoek EDC, kan jy onthou, ek het vir jou geleer, die volgorde waarin dit geskryf is baie belangrik. So daarom kan jy nou gaan en sê, die langste sy gedeel deur die langste sy. Nou in driehoek ABC, sy langste sy is 8 en driehoek EDC se langste sy is 12. En 8 op 12 vereenvoudig na 2 op 3 toe. Die tweede ding wat jy doen, is die tweede langste sy gedeel deur die tweede langste sy. Nou die tweede langste sy in driehoek ABC is AB, wat 5 op, en die tweede langste sy in driehoek EDC is DE, wat 7,5 is. En daardie 5 gedeel deur 7,5 vereenvoudig ook na die verhouding 2 op 3. En dan natuurlik die kortste sy. Kortste sy op kortste sy. Die kortste sy in driehoek ABC is 3 en die kortste sy in driehoek EDC is 4,5 en dit vereenvoudig ook na 2 op 3 toe. Daarom kan jy sê, die verhouding, kyk nou wat het hier gebeur, die verhouding BC op CD is gelyk aan die verhouding AB op DE is gelyk aan die verhouding AC op CE en al drie se verhouding is 2 op 3. Dus kan jy sê driehoek ABC is gelykvormig aan driehoek EDC en kyk wat is jou rede, sye in verhouding. Baie dankie dat jy na my video's gekyk het. Onthou, ek het die hele syllabus vir jou voorberei. Vertel asseblief al jou vriende van Online Maths by Miss Pythagoras. Groetnis!